geskryf. Goeienaand, dit is weer lekker om saam met julle te wees. Ons was afwesig, jammer daaroor, maar nou is ons weer aanwesig. Ja, dit was die groot trek. Was die groot trek. Ons het die groot trek gaan help trek en so, ons was besig, al was ons afwesig geweest. Ja. Maar ja, dit is eintlik sommer net lekker om weer saam met mekaar te kuier en aanlyn te wees en saam te bid. En mens mis dit eintlik nogal. En dan intussen tyd gebeur daar goed in mense se lewens gebeur en dan ergens besef ons moet nog steeds bid, nee, mens kan nie Ons nog steeds bid. Mens Ja. besef net hoe belangrik is gebed. Absoluut. Dit is absoluut net so belangrik. En ek dink net, dit is een van die goed wat ons as gelowiges aanhoudend moet doen. En dit bepaal, dis deel van ons verhouding met Jesus, is hierdie aanhoudend net in gebed wees en in gemeenskap met Jesus te verkeer. Ja. Ek wil net gou hier ook aanlyn kom. Ek dink ons sien, ons is nou kaartjies wat aanlyn is. Baie welkom. Aan die wat al reeds aanlyn is. Ek self ook net hier op my. Ja, ons besef net al hoe meer en meer, ook in die gemeente, in die gemeenskap, dat sonder gebed ons nie dit kan doen nie. Ek was vandag by ouers gewees wat baie bekommerd is oor hulle kind en uiteindelik maak die kind self keuses en ons kan maar net sê ons moet bid vir die kind. Is waar. Nie veroordeel nie, nie wegjaag nie wat ook al doen wat ons dink om te doen nie. Ja. Ons moet maar net bid. Ja. Baie welkom Sonja en Erna, baie welkom vir julle en Lee, baie welkom. Lekker om julle weer hier aanlyn te hê, so stadig maar seker. Begin ons almal aanlyn kom. Hallo Elana, hoe gaan dit met jou daar? Lekker om ook met jou te gesels. Ja, ons het verby Kroonstad gery, maar dit was met 'n trek. So ons kon nie inkom en net gou 'n koffietjie drink. Nee. Ja, ek dink elke keer as 'n mens wel daar verby ry, maar ons ry min daar verby in elk geval, maar ja, dit is net altyd so moeilik. Maar sommer net lekker om saam met jou in elk geval te kuier hier oor die lug. So wonderlik. Ek dink Lee het nou die dag ook vir my vertel van so 'n mooi beeld wat sy gesien het. So die Here bederf ons baie keer, soveel keer met visioene en drome. En dit is so nodig dat ons wel dit met mekaar kan deel en die vrymoedigheid het want dit bemoedig ons almal, nee, elke droom en elke visioen wat ons sien of dit wat ons dalk van die Here af gehoor het, dit bemoedig elke gelowige en dit tel ons almal op. So ons het sy sê nee, ek wil nie daarvan weet nie. Maar ons het 'n hond ook gehad. Dit sou nie goed gewerk het nie. Groot hond let wel. Die hond het sy oor gelek soos wat hulle die arme hond. So ons sit hier so en ek sit hierdie kant Pieter bestuur en dan sit die hond net hier so. En dan kyk hy so, ons het sy bed bietjie opgebou. Dan kyk hy saam met hom so af en toe, dan kry jy 'n lek. Nou ja. Ja, jy het geweet jy gaan saam met 'n hond so. Ja. Okay. Ja, maar is lekker net om saam met julle te kuier nou. Ons wil vanaand bietjie praat oor agtergrondmense. Nou ek dink die wêreld word gedra deur agtergrondmense. Ons weet baie selde van ma's wat kinders groot maak. Maar sonder hulle dink ek nie gaan die wêreld bestaan nie. En sou dit totaal en al chaos wees. Daardie ongesiene skouers wat mense se laste dra. Die een wat altyd opdaag sonder om erkenning te verwag. En daar's nie 'n handeklap as mense, die agtergrondmense, hulle werk doen nie. Daar's nie helder ligte wat hulle name verlig nie. Hulle bly op die agtergrond. En dis waar hulle maar is. Dink 'n bietjie so daaroor. Die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het was in Kana, toe hy water in wyn verander het.
En baie mense gebruik nou hierdie voorbeeld van, nee, maar ons mag 'n ou doppie gooi, want Jesus het water in wyn verander, né? Maar goed, dit gaan nou nie vanaand daaroor nie. Iemand moes die water in die kanne gegooi het. En Johannes 2 vers 7 sê vir ons dat dit die kelners was. Wat was hulle name? Ons weet nie. Hulle was deel van die span. Hulle het op die agtergrond gebly. Hulle het daar in die agtergrond bly beweeg. Een van Jesus se disippels wat ook so in die agtergrond beweeg het, was Andreas, Simon Petrus se broer. En Andreas verskyn maar selde op die toneel, ek dink maar 3 keer in die Nuwe Testament. En die eerste keer wat ons met hom te doen kry is in Johannes 1. En hy en Johannes, wat Johannes geskryf het, word ons bekend gestel as volgelinge van Johannes die Doper. En Johannes die Doper was besig om te preek daar in die Jordaanvallei en te doop en mense te vertel van Jesus. En dan op 'n dag is Andreas en Johannes daar saam met Johannes die Doper en dan kom Jesus verbygestap. En Johannes die Doper sê, daar is die lam van God. En daar was soveel honger en dors in Andreas en Johannes se lewe, dat hulle Johannes die Doper los, en hy het in elk geval gesê, volg hom, dat hulle dadelik vir Jesus begin volg. En 'n volgeling in daai tyd is jy het jou leermeester gevolg, nie om klaskamer inligting te kry nie. Jy het hom gevolg om te sien hoe hy lewe, sodat jy ook so kan lewe. En Andreas was so beïndruk, en sy lewe was so omgedop deur Jesus, dat hy dadelik vir sy broer gaan soek het. En dit sien 'n mens, né? Geloof kan tog net iets wees wat jy sê nie. Dit moet ook uit mond en dade. Ja, so dis iets dat absoluut deel word van ons totale wese. En ek dink daai teksvers was met hart, siel en gees en alles wat ons is, sal ons na hom soek, sal ons eintlik begeer om nog meer van hom te hê. Ja. En dan kry hy vir Petrus en dan sê hy net eenvoudig, ons het die Messias gekry en Messias is Christus. Ons het die Messias gekry. Het was nie 'n toevallige raakloop nie, is geloofsgebeure. En dan lees ons Johannes 1 vers 42. Andreas het Petrus na Jesus toegeneem. Hy praat nie net oor Jesus nie. Hy vat hom in die hand en sê, kom ek gaan wys vir jou. Ek het iemand ontmoet, wat ek dink jy ook met ontmoet. En die gevolg van hierdie kom ek gaan wys jou, is Petrus word ook 'n disipel van Jesus. En dis hoe dit gewerk het in daai tyd. Mense het Jesus Christus ontmoet, en dan het hulle lewens verander, en hulle was so vol van die Here, dat hulle nie kon stil bly nie. Hulle was opgewonde oor hierdie nuutgewonde waarheid. Dit was absoluut 'n liefde wat hulle totale wese oorgeneem het. En hulle kon net eenvoudig nie stil bly. Hulle kon nie stil bly nie. En dan het hulle mense gaan soek en mense na Jesus toe gebring. En ons het gesien toe ons net hier gekom het in Rustenburg, dat dit eintlik die manier is hoe 'n kerk groei. Mense wat vir ander mense sê, kom saam met ons. Kyk, ons het evangelisasieprogramme en ons het mooi georganiseerde aksies, en dit het ook sy effek. Maar hierdie spontane, geesvervulde, informele getuienis, dis wat 'n gemeente laat groei. Dink 'n bietjie, hoe het jy by jou gemeente gelaat? In jou beginjare was dit maar, jy moes na jou pa en ma se kerk toe gaan. Maar waar jy nou is, hoe het jy daar geland? Iemand het dalk vir jou gesê. En jy het soontoe gegaan. En hulle het hierdie opgewondenheid in hom, en hy bly praat, en ek dink ons moet ook hierdie opgewondenheid weer terugkry. Dat ons sal praat en bid vir ons familie en ons kollegas en ons bure, en almal wat Jesus nog nie ken nie, en almal wat Jesus moet ken. Dat ons die mense sal wees wat Jesus vir die mense wys. Ja, en ek dink as jy nou sê bid, en ek dink is baie belangrik dat ons ook moet bid dat mense ontmoeting met Jesus sal hê.
Want ek dink moet ons baie wat weet, maar daar's min wat 'n ontmoeting gehad het, en dis 'n ontmoeting wat ons almal verander, en dis 'n ontmoeting wat daar, die oomblik toe Andreas vir Jesus ontmoet, toe verander alles in hom, en dis hierdie opgewondenheid, en hierdie vuur wat aan die brand gesteek word, soveel so dat hy self sy broer inbring, en dis gewoonlik moeiliker, om jou familie, om die familie in te bring, en, maar dit wat uit hom uitgevloei het, die liefde wat uit hom uitgevloei het, was iets wat Petrus net kon raak sien, en hy kon net sê, wel, ek wil dit ook hê, en hy het eenvoudig gegaan daar, ten volle gegaan daarvoor, en ek dink, dit is net, hy het gegaan, en hy het eintlik net Jesus gaan wys, al het hy nie, Hy het net Jesus hy het gaan Jesus gaan wys, al was hy in die agtergrond, mens gewees. Ja, hy was nie 'n leier van mense Nee. soos Petrus nie. Ja, Hy was nie so voorvarend soos Petrus nie. En dit is nie altyd maklik om op die agtergrond te wees nie. Waar ander ouens die shine kry en die erkenning en die dank en dikwels die beloning ook. Ek dink dit vat eintlik 'n stukkie genade om so 'n rol te aanvaar. Maar Andreas het nie daaroor gekla nie. Ek probeer my nou net indink as toe hulle nou klein was, né? Simon Petrus altyd die speletjies gekies. Hy het gesê wat hulle moet doen. ja, Hy is die een wat waarskynlik stout was en Andreas ingetrek het. Ne? Hy het kante gekies as hulle moes kante kies. Ja. Hy het sommer vir albei gepraat ook. Ja. En as 'n mens regtig eerlik wil wees, as jy kyk na die Bybel, Andreas was nie so groot prediker soos Petrus nie. Petrus preek op daai eerste Pinksterdag en 3000 mense kom tot bekering. Andreas het nie eens gepreek daai dag nie. Hy was nie hierdie sendingleier wat oral kerke laat opkom het nie. Maar dit moet ons nie vergeet nie. Hy is die ou wat Petrus na Jesus toe gebring het. ja, hy het die voorreg gehad eintlik om eers vir Jesus te ontmoet, nee. Ja. Wat 'n getuienis is dit eintlik dan nou. Op daai stadium, toe min nog geglo het en min nog geweet het hy die tree gewaag om dit eers te doen. Ja. En Johannes 12 hoor ons weer van Andreas. Daar het 'n klomp Grieke gekom en hulle wou graag vir Jesus ontmoet, maar hulle gaan sê dit vir Filippus, hulle gaan nie na Andreas toe nie. En Filippus gaan sê vir Andreas, en saam met hulle die mense na Jesus toe geneem. En nou kan 'n mens vra, maar hoekom het Filippus nie sommer direk vir hulle gaan voorstel nie? En daar's 'n klomp mense wat sê, waarskynlik het Andreas die talent ontwikkel om mense aan Jesus voor te stel. Hy was die mens gewees, nee, wat ook geweet het hoe om mense net nader te trek. Ja, Dit is eintlik so mooi. ja. Dis dalk daar waar jy net in die kombuis sit en eintlik mense na Jesus het. Hy was net daai persoon. Hy was net daai persoon. Ja. Hy het waarskynlik nie vir hulle verduidelik dis God wat mens vlees geword het nie. Hy het nie 'n konsep gehad van 'n drie-eenheid nie, maar hy het hierdie hart gehad om mense net eenvoudig by Jesus uit te bring. Ja. Ons word baie maklik beïndruk, né? Deur ouens wat groot en kragtige dade doen. Kyk 'n bietjie die groot predikers. Man, hulle views is baie. Ja. En mense stuur vir jou hulle boodskapies, maar dit wil nie vir my stuur nie. Mense stuur hulle en daar's regtig goeie predikers van hulle, regtig. Groot predikers. Ja. En dan is daar die gewone ouens. En ons vergeet baie keer van die gewone ouens. Maar hulle is die ouens wat alles in stand hou. Hulle is die ouens wat wanneer die groot ouens planne uitdink, is hulle die ouens wat dit moet uitvoer. Die naamloses wat ander bemoedig. Die tikster wat 'n plan moet uittik. As sy nie daar was nie, of hy nie daar was nie, dan is daai plan nie getik nie. So die sukses van die kerk en van die samelewing lê dikwels by die Andreasse. Ek dink die meeste werk in die kerk word gedoen deur gewone mense. En hulle werk konsekwent. En dikwels is hulle motivering dat hulle glo, hulle is oortuig daarvan, dat hulle vir die Here werk. En dat hy hulle geroep het.
Hulle word nie beïnvloed deur wat ook al nie. Hulle is maar net altyd daar. Ons praat altyd mos maar van die klein groepie, Ja, wat altyd die werk doen. ja, En dalk wonder hulle waar's die ander. Ek wil nie sê hulle is volmaak nie. Maar hulle sal altyd opdaag. Hulle word nie regtig afgesit deur norslidmate of iemand wat nie betroubaar is nie. Hulle is maar net daar, die betroubare dienaars. En weer eens, hulle dade word selde vermeld. Hulle name nooit. Hulle kom selde op 'n foto. ja. Maar hulle is die getroue dienaars van die Ja, Here. dit laat my nou so dink, en ek dink is maar nou 'n absolute getuienis van iets wat hierdie week gebeur het. Ons het 'n dame gehad wat net skielik aan mekaar gesak het by die huis, en ons kon toe iemand wat oorkant die pad bly, en dis my hierdie agtergrond. Ja, die kinders bel ons en sê, wel, Ja. dis 'n ma met net kinders. Met hierdie kinderdogtertjies. En die kinders bel ons en sê, hoor, ons ma lê hier, wat nou? Ja, ja. En ons bly aan die kant van die dorp en hulle bly aan die ander kant van die dorp. Ja. Ons kan nie dadelik daar wees. Ja, ja. En dat ons dadelik kon bel, né? Dis reg, en sy het dadelik oorgegaan en gaan help. Ja, En dis ja. die agtergrondmense, maar sy was so bereid om te help en het niks meer verwag nie. En dis maar eintlik so mooi, nee. Dis soms net om te doen en op te tree in daardie omstandighede en vir daardie kinders die steunpilaar te wees wat hulle op daai oomblik nodig gehad Ja, het. ja. Ja, ja. Ja. Absoluut, ja. Jesus te gaan wys net daar. Net om Jesus te wees vir Ja, hulle op daai Jesus te oomblik. wees vir hulle. Ja. Ja, ja. Hallo Zelda daar uit Sedgefield uit, lekker om van jou te hoor. Hallo George, lekker daar vanuit Messina uit, Annetjie Leroux, Leni Mallet. Bly 'n bietjie van julle almal te hoor. Hoop dit gaan goed met julle almal. Ja, en as Andreas se naam weer genoem word, is dit in Johannes 6. En ons ken ook daai verhaal, die seentjie met die broodjies en die vissies. En hy vat ook die kind na Jesus toe. So hy het hierdie, ek wil amper sê, nek om mense aan Jesus bekend te stel. Ja, En dalk sit jy nou vanaand daar en jy hoor dit alles. En die werk wat jy doen word dalk ook nie raak gesien nie. ja, Niemand sien dit raak nie. Maar ek wil vir jou vanaand sê, betroubare heilige, dankie vir dit wat jy doen. Dankie vir mense wat oud geword het en steeds bid, steeds werk. Dankie vir mense wat op 'n maandag die evangelie uitleef, wat hulle Sondag gehoor het. Dankie vir mense wat jy gaan besoek het, mense wat jy gebel het, waar dit nodig gehad het. Dankie vir gebede wat jy gebid het vir iemand, toe hulle op hulle laaste was. Dankie dat jy hand uitsteek na mense in nood. Dankie dat jy nie jou kop wegdraai nie. Daai vriendelike woord vir die swaarmoedige, dikwels is jou skouer dalk die een waarop gehuil word. Dankie vir die bydrae wat jy gee. En dankie, dalk het jy al 'n gesprek gevoer met iemand oor Jesus, dalk iemand wat afgedwaal het weer teruggebring het. Dankie dat jy nie moed opgegee het nie, al word jou naam nie genoem nie. Al is jy dan nou 'n agtergrondmens. Ek het ergens gelees, dis nie groot mense, vername mense wat groot dinge doen nie. Dit is toegewyde mense ja, wat groot dinge doen. So ek wil jou aanmoedig vanaand. Hou net aan. Jy gaan jou beloning ontvang. Jy gaan die woorde hoor. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Kyk, ons almal wil 'n Petrus wees wat deur die strate loop en ons skare weer val op iemand. Ja, natuurlijk. En hulle word gesond. Nou, Natuurlijk. ons wil dit. Ons wil het. Ja, ons ja, wil op ja. die verhoor staan en 3000 mense kom tot bekering. Nee. Ja. Ons wil daai lied sing wat Ja. mense hoendervleis laat kry en sommer spontaan die Here begin loof, né? Ja. Ons wil 'n Paulus wees wat as hy gepik word deur 'n slang, dan skud jy hom sommer net so in die vuur af. Ja. Maar weet julle, dit is ook reg om 'n Andreas te wees.
Andreas wat dit wat hy van die Here gekry het, net gebruik het en inspann tot eer van die Here, sonder om enige beloning te verwag. En dit sal hartseer wees as die Here vir jou sekere gawes gegee het, sekere talente gegee het, en jy sal dit nie gebruik nie. Ja. So ek dink dit is baie belangrik om net te sê, ek gaan voortdurend leer. Ek gaan voortdurend in God se teenwoordigheid probeer leef. Ek gaan aanhoudend souk in sy teenwoordigheid. En ek dink net nou soos, en dit is amper soos om op die loopplank van die lewe te loop, soos 'n model. So loop op hierdie loopplank. Soms val 'n mens, soms gee die skoen in. Hoe staan ek op? Wat sien die wat my volg, wat na my kyk raak? Uiteindelik leef ek steeds Jesus in daardie omstandighede en hoe dit ook al lyk. En soms is dit nie maklik om op te staan nie. En soms is dit net eenvoudig nie. 'n Mens voel so half, jy kan niks meer motiveer nie, kan niemand meer motiveer nie. Maar bly gemotiveerd, staan op en laat net toe, bly net leer by Jesus. So bly aan sy voete sit. En leer net voortdurend. En ek dink dit is baie belangrik, is om net nie volg net sy patroon, volg Jesus se patroon. Dit wat hy daar gesit het, sy blueprint, is so belangrik om volg dit net. En wees net daai disipel wat ander net na Jesus toe bring. En ek dink dit is die belangrike. Soms is ons besig met ander goeders, maar hierdie is absoluut was so belangrik. Bid en bring mense na Jesus toe. Absoluut. Het jy nog iets daar, of kan ons maar bid? Ons kan maar bid. Ons gaan weer bid vir ons familie. En daarom, Here, bid ons vanaand weer vir Linel. En dankie dat sy ook getrou kyk hier na hierdie uitsending, en dankie vir haar liefde en geloof. Ons bid ook vir Anel Christo en vir Charlotte Wolmrand, Here, ook een van die wat ook getrou is en altyd soek na U. Bid vir Martin en Elsie Vos en Christoph Molan en Annelien en Pieter, Shamaine en Marina de Vos, Marinda Leroux. U kinders, Here, elkeen van hulle. En ons bid dat U met hulle sal wees. En ons dankie vir die wat al goeie beterskap het, ander wat dalk nog siek is. Ons bid vir Marno Breed en Isak Jonker. Dankie, Here, dat ons hulle twee ook voor U kan plaas. So ook vir Martin Pelser en Erna Pelser. Here, hulle wat ook getrou is, ook in hulle diens en hulle geloof, en altyd U wil soek vir hulle lewens. Ons bid vir Petro Botha, Here, ook waar sy operasie ondergaan het, so ook om Mias Liebenberg op Kaap. Here, ons bid vir hulle herstel. Dankie dat ons kan weet dat U ook saam met Johan van Rooyen en Niels van Rensburg is. Here, ons bid ook vir Lucy, ook U kind. Ons bid, hou vir haar vas en stap ook pad met haar. Dankie dat ons steeds kan bid vir Russell en Jan van der Berg en Mike Maatjan, wat sê dat hy ons familie is, al het ons mekaar nog nie gesien het. En vir Marie Klaasen en Pieter Ley en André Richter en Elsabeth Pieterse en Tyra Ray. Here, ons bid vir Ewen Kloppers, daar waar die voet moet herstel en die herstel nog dalk 'n rukkie gaan vat. Dankie, Here, ons vertrou dat die herstel ook volledig sal wees. Ons bid vir Adele Marx en Trudy Bison en Letty en Linda Vermeulen en Tannie Nora en Andries Pretorius en Lian en Hantie Gogh en Ingrid Kouwood. Elkeen, Here, plaas ons net vanaand weer voor U. En ons bid raak ook vir hulle aan. Bid vir Dolly, en vir Henny en Elsie Kuhn en Tannie Audrey, Nicoline Tommy en Anandi, vir Karen en Jan en Alicia en Tannie Marie en Was van der Merwe. Ons plaas hulle net voor U. En ons bid, Here, dat hulle bewus sal wees van U teenwoordigheid ook in hulle lewens. Ons bid vir Hein en Christo en Hanlie en Wimpie
Erik, Liebert, Botti, en ons sê vir die dankie dat hy weer terug is by die huis. En Zoe en Johan Roots, dankie ook vir sy herstel. Vir Marguerite Reinen, dankie Here dat sy ook huis toe is na haar operasies. Bid vir Dave King, Here ook waar hy ook nou moet herstel na sy operasie. Ons bid vir Ben van Aswegen, wat baie siek is, en ons plaas hom in besonder in U hande. Here, U weet van ouers wat swaar kry oor hulle kinders, U weet van kinders wat swaar kry oor hulle ouers. En ons bid, Here, dat daar versoening sal kom en herstel tussen ouers en kinders. Dankie dat ons dit kan bid. In Jesus se naam. Amen. Ja, Here, ons kom ook nou en ons bid vir huwelike wat op die rots lê, huwelike vermaats wat net eenvoudig ander paaie begin stap. Vader, ons bid en ons roep elkeen in die koninkryk in. Ons roep Here Jesus dat die wat nie meer U weg wil volg nie meer U weë wil volg nie, Here Jesus, dat U self sal kom en dat U vir hulle sal inroep, dat U vir hulle nader sal trek, dat hulle U sal aanbid vir wie U is, Here Jesus, nie meer sal weghardloop nie. Vader, ons bid vir elke maat wat in so 'n huwelik is, Here Jesus, daar waar dit soms so swaar kry situasie is, dat U self vir hulle ook sal voorsien en met wysheid en met soveel liefde en 'n deernis sal gee, ook in omstandighede waar hulle soms besluite moet neem. Here Jesus, voorsien U asseblief. U weet en U ken elke een se omstandighede, daar waar daar bakleie is oor kinders, Here Jesus, kom U asseblief en tree U ook in en maak U ook nuut. En vir die wat sukkel en finansiëel sukkel en nie werk het nie, daar is soveel wat werkloos is en wat honger is. Ag, Vader, ons kom lê hulle net voor U voete neer en ons bid weer eens, maak U asseblief vir hulle deure oop, skep asseblief geleenthede dat hulle die reënboog weer sal raak sien, die son weer sal sien skyn en sal uitklim uit dit wat hulle gevangene hou. Ag, Vader, ons vra dit net alles in U kosbare en die heilige naam, want ons weet U is die een wat en meer kan voorsien as wat ons kan bid of dink. En ons loof U en ons prys U en dankie vir hierdie ongelooflike voorreg, godgelooflike voorreg om kinders van U te kan wees en genoem te kan word, om U erfgename te wees. Ons eer U en ons dankie daarvoor. Amen. 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 Baie dankie dat jy ingeskakel het vanaand, en ons eer die Here ook vir julle wat na die tyd gaan kyk. Ja. Mag die Here vir julle elkeen seën, dat dit met julle goed gaan. En pas jouself op, dit word koud. Net soos dink dit word warm, word dit weer koud. Ja. Mooi loop. Tot volgende ziens. week.